Dag sê, in vandag se Goeie Vrydag oordenking kyk ons na die onmeetlike genade van Christus se versoeningswerk, die bevrydende realiteit dat sy offer aan die kruis die finale en volkome versoening vir al ons sondes is. Ons skrifgedeelte vir vandag is Kolossense 2 vers 13 tot 14, wat soos volg lees: En julle, wat dood was deur die misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef het, in die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vyandig was, uitgedelg en weggeruim het, deur dit aan die kruis vas te naal. Op hierdie Goeie Vrydag staan ons stil by die mees deurslaggewende gebeurtenis in die geskiedenis, die oomblik toe die Here Jesus Christus uitgeroep het, dit is volbring. Wanneer ons die skrif oopmaak, sien ons dat Christus nie net vir 'n gedeelte van ons sondes gesterf het nie, maar dat hy die volle skuldlas van al ons sondes, verlede, hede en selfs daardie toekomstige sondes wat ons nog sal pleeg, op hom geneem het. Sy offer was volmaak en finaal. Daar is geen sonde so groot dat sy bloed dit nie kan bedek nie, en geen skuldgevoel so diep dat sy genade dit nie kan genees nie. Dit is dikwels vir die menslike hart moeilik om te aanvaar, dat ons niks tot ons eie redding kan bydra nie, maar dat dit slegs deur geloof in die evangelie as geskenk in ontvangs geneem moet word. Ons wil so graag werk vir ons redding, maar die Bybel leer ons duidelik dat ons geregverdig word deur geloof alleen. Net soos Abraham geglo het en dit hom tot geregtigheid gereken is, word ons uitgenooi om vandag bloot te rus in die voltooide werk van die Here Jesus Christus. Groei in heiligmaking is nie 'n poging om God se guns deur eie verdienste te verkry nie, maar 'n toenemende oorgawe aan sy instaatstellende krag deur die geloof. Dit is 'n proses van dankbare navolging, waarin die Heilige Gees die gelowige stapgewys na die beeld van Christus transformeer. Hier is jou praktiese stap vir vandag. Skenk 15 minute van jou tyd aan doelbewuste stilte om te besin oor die woorde, dit is volbring, soos gevind in Johannes 19 vers 30. Indien jy die evangelie geglo het, is al jou sondes, verlede, hede en toekomstige sondes, finaal deur Christus aan die kruis betaal. Daar is geen verdere prys wat betaal kan of hoef te word nie. Hierdie waarheid waarborg die feit dat ons nooit verlore sal kan gaan nie, net soos Christus in Johannes 10 vers 28 beloof, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Rus in hierdie belofte van God. Enige persoon wat beweer dat 'n gelowige weer verlore kan gaan, verklaar indirek dat die Here leuns gespreek het toe hy daardie belofte gemaak het. Niemand beteken letterlik niemand nie, en dit sluit die gelowige in. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U Seun die volle prys vir my sondes betaal het. Here, help my om die stryd te laat vaar om my eie redding te probeer verdien, en leer my om vandag onvoorwaardelik te rus in U voltooide werk op Golgotha. Versterk my geloof, sodat ek vanuit die vryheid van U genade as 'n getroue disipel in gehoorsaamheid voor U kan wandel. In Jesus naam vra ek dit. Amen. Dankie dat jy vandag se broodbrokkie saam met my gedeel het. As jy dieper wil delf in skrifgebaseerde artikels wat fokus op God se wonderlike genade, gaan besoek gerus ons webwerf by dieskrifte.org. As vandag se boodskap vir jou iets beteken het, like asseblief die video, deel dit met ander en maak seker jy is ingeteken sodat ons mekaar môre weer hier kan ontmoet. Mag jy vandag sy genade tasbaar beleef. Seën groete.